ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 474. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het? Ek dink spesifiek omdat ons hierso met die boek Hebreërs werk, Hebreërs hoofstuk 1 tot 14, dat jy my heel nuutste boek moet kry, se A4 boek, presies 500 bladsye, hy's in kleur, kry hom. Dit is ook nou een van ons geïnkorporeerde boeke vir ons Bible College, vir die studente wat dan as pastore studeer. Sou jy belangstel, kan jy my kontak by my WhatsApp nommer 0722-367-124. Gaan na my webtuiste https://jaffa.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, jy is so verskriklik welkom. Nuwe mense is altyd welkom. Begin by deel 1, want jy reeds 'n magdom inligting gemis. Anderste gaan jy nooit by die waarheid uitkom nie. So ek uiters noodsaaklik dat jy inskakel op die YouTube kanaal. Ons noem dit subscribe, sodat jy al die verskillende studies kan ontvang, as ook ons TikTok boodskappe van maandag tot vrydag. Sien ook hierdie kennis of hierdie kontak of link vir die vriende en kennisse. Hierdie reeks is lewensveranderend, maak seker dat jy 'n skryfblokpen, ten minste 33 Bybel byderhand het. Kom ons bid saam. Ons is so verskriklik dankbaar, Vader, vir die geleentheid om elke oggend in gesondheid saam om die woord te kan sit. Dankie vir die geleentheid wat jy ook vir my en Pastor Rika skenk, om hierdie gemeente, hierdie Jafiste te lei in die waarheid van die woord. Maak ons waardig, Vader, om dit met oorgawe te doen. Dankie ook vir ons gesondheid en die krag wat jy ons gee, om al hierdie ure navorsing te doen en tot in hierdie laat nagte besig is met die opnames. Het gaan nie oor ons, het gaan oor die koninkryk. Ons doen dit met ywer en lus, want hoeveel van ons lewe het ons dalk nog oor om dit te doen, maar elke dag, solank as U ons spaar, wil ons dit met ons volle oorgawe doen, na die beste van ons vermoë. Ek wil vanmôre bid vir elke Jafis, boetie en sussie, dat U voorsien in die rykdom van die genade en elke behoefte, soos wat hulle dit verlang. Dankie dat ons deel van 'n universele groep kan wees, waarvan U, Jaffa, die hoof is. En U sê, ons is in die liggaam. Seën vanmôre dan U liggaam, Vader. Maak ons waardig en gebruik ons tot eer van die naam Jaffa. Halleluja. Elke Jafis sê halleluja. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof. Hannes. Vertrou dat hierdie studie vir U tot 'n groot seën sal wees. Nou ja, toe ek reg is om af te sluit, die gebed af te sluit, toe bring Jaffa iets in my gedagte, wat ek vergeet het om te noem, en die week is al amper klaar. Ons het laasweek by die voorreg gehad, om by broer Wynand se suster Estel in Montana, by hulle huis 'n nagmaal geleentheid op te neem. Ek het dit genoem, die nagmaal. Dis al wat dit is, die nagmaal. Dis op YouTube, dis op die oomblik by ons, sou u die webtuiste klik, en hy maak oop, en kyk u net vir heiliglik, klik op heiliglik, daar is die boodskappe wat ons tans besig mee is, kyk vir nagmaal, u kry die eie broodjie en die eie druiwesap, en terwyl u sit en luister, bedien u self nagmaal, gebruik die nagmaal, soveel as wat u voel dit vir u nodig is. Weer eens vir broer Wynand en suster Estel, baie dankie sê Pastor Rika wat saam met my is, wat ook die kameravrou is, wat vir ons alles opgeneem het. En vir dit wat ons daar saam kon ervaar het, naamlik die salwing van die Ruach HaKodesh, aan Jaffa al die eer. Ons is so besig met verskillende
voorbereidings en studies en navorsings vir hierdie nuwe reekse waarmee ons besig is, dat ek totaal net vergeet het om dit te noem. So ek wil jy nooi, gaan, as jy dit nog nie gekry het nie, gaan en gaan kyk daarna. Dit is baie, baie aangenaam. Blessings in die mooiste naam van Jafashua. Ek wil net sê, daar is ander mense wat dit gekry het, hulle die kennisgewings gekry. Jy sien, dis wanneer jy geregistreer is op die YouTube, wanneer jy die kennisgewings kry. As daar iets niets is, dan kom dit onmiddellik deur. En die mense daai volgende dag, David het dit die aand vir ons opgesit, en die volgende oggend het mense geskakel en sê, Prof, baie dankie, ons het klaar nagmaal alreeds gebruik op die nuwe program. Daar is die ou een, nagmaal in lockdown, dis soos u wil. Maar hierdie een met Wynand is die stel, en ons saam was baie aangenaam. Die boek Spreuke, hoofstuk 24, ons kyk na die beeldspraak, en hier is beeldspraak. Ek gesê, ons kyk weer na Hebreërs 1 vers 5, want ek wil vir iets verduidelik. Want aan wie van die engele, ander engele, het hy, Jahwe die Almagtige, ooit gesê, kyk nou mooi wat het Jahwe die Almagtige gesê, u is my seun, u verstaan dit, is nou 'n dag later, u moes dit seker geabsorbeer het by die tyd. U is my seun, vandag het ek u gegenereer. U was nie gister gegenereer, of 2 weke terug nie. Vandag, vir die eerste keer, het ek u, hierdie spesiale engel, gegenereer. En weer, ek sal vir my vader wees. Hy was nie gister sy vader nie, hy was nie 2 weke terug sy vader nie. Vandag, na ek hom gegenereer het, sal ek vir hom 'n vader wees. Hy was nie sy vader gewees nie, en hy, hierdie verewige gegenereerde engel, sal vir my, Jahwe die Almagtige, 'n seun wees. Nou kom ek gaan verduidelik gou. Laat my dink, daar in 1970 is ek in die weermag, ons was daar in Kimberley gewees. Ek het al gesê, dis waar Kain vir Abel doodgeslaan het. Want die wind is so verskriklik, ons marcheer, en as jy loop en jy kyk terug, en die wind jou spore toegewaai, dis verskriklik gewees. Ons het al gespot en gesê, dis waar Kain vir Abel doodgeslaan het. Maar dis nie regtig so nie. Nou in die weermag, ek het 'n vriend met die naam van Johan. Ons kom deur die skool saam, en dit gebeur so dat ons albei na Kimberley toe opgeroep word, om ons weermagopleiding daar te doen. En terwyl ons daar is, gebeur dit na 'n tydperk, staan ons een oggend op die entreeblad, en dan gebeur dit, dat die offisier kom, ons op aandag roep, en dan kom hy, en hy sê vir Johan om vorentoe te tree. En dan maak hy van Johan 'n 2-streep korporaal. Nou Johan se bed was reg by myne gewees, ons was vriende, so ek sê van skool daar af, self in dieselfde klas. Ons het saam geëet in die gimnasium, of in die eetsaal van die troepe, en hier trek hy uit. Hy trek in die offisiers barracks in. Hy gaan eet op 'n ander plek, offisiers menasie, hy kry ander kos hy. En ek kan nie vir hom meer net sê Johan nie. As ek hom sê, moet ek strek, en ek moet hom aanspreek as korporaal. Hoekom? Want daai oggend is hy verhoog as 'n korporaal. 2-streep korporaal in die weermag. Met ander woorde, hy het hoër autoriteit as wat ek het. Nou op die einde van die dag, wat het dit te doen met hier wat gebeur het in Hebreërs 1 vers 6? Wel, omtrent dieselfde. Hier's al die engele. En die spesifieke oggend, ek gebruik nou maar die oggend, kom Jahwe en hy roep hierdie engel vorentoe.
en hy gegenereer hom, soos wat Johan opgelig was, beslaan was, 'n korporaal gemaak is, autoriteit gegee is. Vat Jaffa kom, nie Vader nie, Jaffa, die skepper van hemel en aarde kom, en hy sê vir hom, van vanmôre af is jy my seun. Hy sê vir hom hierso, ekskuus in vers 5, ek net terug gaan na vers 5 toe, want aan wie van die engele, die ander engele, die groep, het hy, Jaffa die Almagtige, ooit gesê, U is my seun, vandag het ek U gegenereer, soos wat Johan nou in speestrep korporaal is hierdie engel verhoog. En weer, ek sal vir hom 'n vader wees. So met ander woorde, hy het spesiale toesig ontvang. Die ander het dit nie gekry nie. Net hierdie een het dit gekry. En weer, ek sal vir hom 'n vader wees. Hy was nie die oggend die vader van die engel nie. Die engele, u sal onthou, ons het so 'n week terug gesien, dat die engele is geskape wesens, vers 14, Hebreërs 1 vers 14 sê, hulle is 4 vlamme en hulle is geskape wesens. En weer, ek sal vir hom 'n vader wees, hy was nie die vader van hom gewees nie, en hy, hierdie verhewe of gegenereerde engel, sal vir my, Jaffa Almagtig, 'n seun wees. Hy was nie die seun gewees nie, hy was in die gedagte van die Vader, die bloudruk, die afskynsel van die Vader se wese. Nou gaan hy deel van die Vader word. So jy verstaan wat in die weermag gebeur het? Hebreërs 1 vers 6. En wanneer hy, Jaffa die Almagtige, weer die eersgeborene, wie is die eersgeborene? Die mens of die kind Jafashua, die verhewe engel, wat hy vir hom gesê het, U is my seun, vandag het ek U gegenereer. Ek sal vir jou 'n vader wees en jy sal vir my 'n seun wees. Nou sê hy, van hierdie seun, en wanneer hy, Jaffa die Almagtige, weer die eersgeborene, Jafashua, die mens, die kind, in die wêreld inbring, met ander woorde om afbring aarde toe, sê hy, die Vader. En al die engele van Jaffa die Almagtige in die hemele moet hom, Jafashua, wat nou nie net 'n gegenereerde engel is nie, hy is die seun van die Allerhoogste, skepper van hemel en aarde. En al die engele van Jaffa Almagtig in die hemele moet hom, Jafashua, sy seun, aanbid. Want hy het ons nou daar gesê in vers 5, U is my seun, vandag het ek U gegenereer. As hy hom nie gegenereer het, was daar nooit 'n verandering gewees nie. En weer, ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. So dit wat alles hier gewees het, alles wat Vader gesien het, alles wat ter wille, Johannes 1 tot 3, alles wat ter wille van die seun geskape was, gespreek was, kom nou tot 'n werklikheid. Wanneer Vader Jaffa, die almagtige skepper van hemel en aarde, hierdie seun aarde toe bring, dat hy op die aarde kom bly. Maar die eerste 30 jaar van sy lewe op die aarde, was hy die seun van die mens genoem. Hy was nie die seun van Jaffa genoem, voordat Johannes die onderdompelaar hom gedoop of geonderdompel het.
En die stem uit die hemel uit, of die Ruach op hom neergedaal het, die Heilige Gees op hom neergedaal het, soos 'n duif. En die stem uit die hemel uit gesê, dis my geliefde seun, in wie ek welbehae het. Kan jy onthou die waterdemonstrasie, wat ek die 2 glase gevat het? 30 jaar is hy nie die seun nie. Die seun van Jaffa nie, maar die seun, hy word verwys na as die seun van die mens. En dan sê die stem uit die hemel uit, dis my geliefde seun, in wie ek welbehae het. En wanneer hy, Jaffa die Almagtige, weer die eersgeborene, die menskind Jafashua, in die wêreld inbring, waarvoor bring hom in die wêreld in? Dat hy ons verlosser kan word, sê hy, en al die engele van Jaffa Almagtig in die hemele moet hom Jafashua aanbid. Ek glo dit is baie, baie, baie duidelik. Hy is aanbiddingswaardig. Nou ons gaan môre sien hoe dat hierdie seun ook 'n Elohim, of kom ek sê andersom, hoe hierdie gegenereerde seun dan ook 'n Elohim of 'n God word in die hemel, waar Vader Jaffa homself so aanspreek. Tot môreoggend as Vader lewe en gesondheid spaar. Maranatha, Jafashua kom weer. Halleluja.